ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 281. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesifiek die pakket met die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het, as ook een van die A4 boeke wat natuurlik of die Legkaart Studiegids Bybels is, of die twee steels tot die boek van Openbaring, of Armageddon, or the Two Keys, wat ook al, dis allemaal A4 boeke, kry jy gratis saam met die Bybel. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, iedereen se magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy ook al die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is kan ontvang. Deel hierdie kontak met die vriende en kennisse. Skryfblok en pen is uiters belangrik om by daaraan te hou, as ook 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre kom, Vader, met 'n harte van dankbaarheid en opregte eer aan u, Jaffa, vir dit wat u vir ons deur hierdie naweek gedoen het, dat u ons bewaar, beskik, gelei en gehou het. Ons vanmôre in gesondheid saam as Jaffiste kan verkeer om die woord, om te hoor hoe Jaffa ons Elohim ons leer deur die Ruach HaKodesh. Geef vanmôre vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te kan hoor wat u vir ons sê, Vader. Breek die brood oop en laat dit vir ons wees manna vir ons siele. Ons sê dankie vir elkeen wat vanmôre ingeskakel is, na hierdie byeenkoms luister, na hierdie studie luister, en laat dit vir ons manna is vir ons siel. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Vertrou dat hierdie reeks vir u vanmôre 'n seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 16. Nou voor ek begin wil ek net sê dat ek het donderdag ongeluk gehad met my rooi Alfa. U wat my kar ken. Dit was 'n frats ongeluk. Dit pad was nat gewees. Die kar wou nie aangeskakel het of gestart het nie, en pastoor Wim met my getou en op 'n reguit pad. Ons het om die draai gekom, ons het reguit gegaan vir omtrent 20-30 tree, en vir geen rede het die kar gesoof na die linkerkant toe. Ons weet nie hoe dit gebeur het, wat gebeur het nie. Dit was asof die steering gelok het, en ek het die linkerkantste as, vooras en goed afgeslaan teen die sypaadjie. Hy het opgespring op die sypaadjie, hy het die hele samp onderstukking geslaan, so gat in een strook olie van waar op die sypaadjie is. Nou, dit is waar, wat noem ons hulle BMW, op die hoek van Zambesi straat en Breedstraat, dis waar ek opgeklim het in die rigting van Breedstraat, en as dit nie was vir daai verskriklike sekuriteit, heining wat hulle gehad het nie, dis nie hierdie gewone palisades nie, dis sulke ander mesh wat hulle buig met pale, en van die vlak af hierbo na onder toe, omtrent 4 meter na die teerplaveisel toe, so dis so stuk af hierso, dan is jy in die, sal sê, die yard van BMW, en daai uit die net geskeer, uit die pale uitgeruk. Ek het die retaining wall blokke, jy ken daai groot blokke, het uitgeruk. Die kar het hier oorgehang. Gelukkig was daar nie, daar was 3 karre die kant, daar was 3 spasies oop, daar was 'n volgende kar, en ekskuus tog, en hier hang die Alfa reg hier oor. Was pastoor Rika in die kar het ons oorgeval, maar die gewig, net daai bietjie gewig, so om oorgevat het. Of skuif ek nog 1 meter vorentoe, val ek daar af op my neus, en een van daai retaining blokke op 'n ou se
wel, dis 'n seildak alfa, en deur daai seildak val hy 'n mors dood. Hulle die kar, assurance het ons laat weet, die kar is afgeskryf, hulle kan hom nie regmaak nie, alles is uitgeskeer. Selfs die crossmember voor het uitgeskeer, die neus is stikkend in. Maar dit is nou maar net, dit is aardse goed, soos ek vir iemand sê. Die groot ding is, 'n ou kan nie 'n lewe terugsit nie, of as ek in 'n hospitaal gelê het, bewusteloos of 'n ou liggaamlike arms en bene en goed gebreek het en al die goed. Nie 'n skrapie nie, nie 'n skrapie nie. So, Satan is kwaad vir ons, maar ons het nie 'n saak met hom nie. Hy moet doen wat hy lus is. Die woord sê, vrees nie hom wat jou liggaam kan skade aandoen nie, dis Satan. Maar vrees hom wat siel, gees en liggaam in die hel kan werk, dis Jahvashua. So dis vir ons belangrik. Ons vrees nie die ander goed nie. Dis aardse dinge daai. Ja, dis 'n verskriklike skade, want dis 'n antieke kar, dis 'n 2001 model, dis 'n collectors item, en ek het hom heeltemal opgebou tot bo. En dis hoe dit is, maar ek is net dankbaar op die einde van die dag ons lewe en ons kan die bediening voortsit. So ons gee aan Jahwe al die eer steeds vir die beskermende hand, want val ek daar af, kon ek dood gewees het. En ek het ook assuransie, so hulle gaan die kar uitbetaal, dis maar 'n klein bedragie, want dit is 'n 2001 model kar, maar Jahwe weet wat hy doen, hy weet wat hy doen. Hy sê, ons kyk nie links nie, ons kyk nie regs nie, ons hou ons oë gefestig op die volëinder van ons geloof. Daar's ander mense wat baie siek is en wat krank is en wat kankers het en wat in die hospitale is, daar's 'n hele paar mense. En ek bid dat Jahwe hulle krag gee en hulle deurdra en hulle gesond maak. Daar sit vanmôre ander mense en kyk na die studies wat ook krank het, wat ook probleme het, wat ook stryd het. En weet jy wat, die woord sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. En die woord sê, weerstaan die Satan. En hy sal van jou af wegvlug. Weerstaan hom hoeso? Hoe? In die naam van Jahvashua. So ek sny sy werke af. Ek sny sy werke af in die naam van Jahvashua. Halleluja. Ek sny sy werke af in die naam van Jahvashua. Ek sê hy is groot en goed. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. En wanneer ek sien hoe koning Dawid dan met die woord deel hierso in Spreuke 16 vers 23, dan is ek so bly dat ek deel van die groep kan wees waarvan hy nou praat. Jy weet, ons meet nie ons seëninge aan wat ons aantrek nie. Ons meet nie ons seëninge aan wat ons ry en waar ons bly nie. Nee, dis nie. Ek meet my seëninge aan my Jahvistiese broers en susters en die Ruach HaKodesh en die werking en die bediening en dat die mense kinders gesond is en almal aan die gang is. Dis seëninge. Dis seëninge. En soos ek sê, om ander Jahvistiese boeties en sissies te hê, wat deel dra van mense se leed en deel omgee vir die bediening. Dis mense, dis wat saak maak. Die ander goed, sekondêr. En soos iemand vir my gesê het, oor die naweek, gesê, prof, gelukkig vat ons nie die goed saam nie. Wanneer ons sterf, wanneer ons huis toe gaan, vat dit nie saam nie, bly agter, dis aardse goed. En dis die belangrikste. Die goed is nie ons God geword nie, want dis nie 'n Elohim nie, dis 'n God, 'n afgod nie. En daarom moet ons nooit so verknog wees aan die goed, dat dit 'n mens na selfmoord neig en 'n ander goed vind. Dis tydelik. Ons oë is gefestig, solank niks en niemand aan ons posisie en ons roeping raak in die bonatuurlike geopenbaarde woord nie. Halleluja. Dat ons nie daar spoed verloor nie. Hy sê in Spreuke 16:23, die hart of die gedagte van die wyse maak sy mond verstandig. Nou, jy sal onthou dat laasweek op 'n stadium met ons gepraat, het koning Salomo gepraat oor geen fontein bring soet en bitter water gelyktydig voort nie. Geen boom dra goeie en slegte vrugte gelyktydig nie. Nou hier is die bevestiging van dit. Die gedagtes of die hart van die wyse, ek wil sê van die Jahviste,
van die bruid van Jafashua. Maak sy mond verstandig. Die gedagtes van die wyse, die Jafiste, die bruid, maak sy mond verstandig. Dit wat ek hierso dink en bedink, dit bring hier uit verstandige elemente. Dit bring hier uit die krag van die Ruach. Dit bring hier uit 'n getuienis van lewe. Ons kyk nie na die ongelukke en goed nie. Ons kyk na die oorwinning. Halleluja. Ons kyk na die vrede wat ons in Jafashua het. Halleluja. Is u nie bly vanmôre nie? Is u nie bly dat u naam herstel is in die boek van die ewige lewe nie? En ek wil vir u sê, dalk sit daar mense vanoggend wat in 'n ander, ek wil amper sê, situasie is, maar wat krank is en wat siek is en wat moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Daarom sê die woord. Hy sê vrees nie hom wat die liggaam skade aandoen nie. En dis hoekom die woord sê as jou oog jou ruk, pluk hom uit. As jou arm jou pla, kap hom af. Alhoewel hy sê ons liggame is die tempel van die Ruach. Maar my sielsaligheid is nie gebaseer op my arm of op my oog nie. Dis gebaseer op my sielsdimensie en dit wat uit my mond of uit my gedagtes tevoorskyn kom. Want my mond bring net die produk van dit wat hierso is. Die sielsdimensie of die hart van die wyse, die Jafiste, maak sy mond verstandig en vermeerder die leringe op sy lippe. Halleluja. Wat doen hy dit? Hy vermeerder die leringe op sy lippe. Iemand het gesê al, wel mense het al 'n paar keer gesê, prof, hoe is dit dat jy net die een boodskap op die ander en die een boodskap op die ander en die een boodskap op die ander? Wel, hier is die antwoord. Wil jy geseënd wees? Wil u vanmôre regtig gebless word in die krag van die Ruach? Kyk wat sê hy. Die gedagte van die wyse maak sy mond verstandig. Wil u geseënd wees? En dit vermeerder die leringe van sy lippe. Dit bring die autoriteit uit sy mond uit. Dit bring die vrug van die Ruach tevoorskyn. Dit bring die kennis van die waarheid tevoorskyn. Dat mense verstom staan en sê, ek het nooit in my lewe geweet, dit staan so in die Bybel nie. Ons het nou weer mense, wat in Namibië, Kobus hulle, wat nou onderdompel is oor die naweek. Halleluja, in die bonatuurlike naam van Jafashua. Toe hulle tot die woord kom, 'n paar maande gelede, sê prof, ons het nie geweet in al die jare wat ons in die kerke gesit het. Dis eintlik hoe die Bybel gelees moet word nie. Dis eintlik wat die Bybel vir ons beteken. Mense wat in hulle lewenswyse totaal en al die Bybel vermy het, omdat dit oninteressant was en onverstaanbaar was. Hier sê Kobus hulle vir ons, prof, ons spandeer 6 ure in die woord oor 'n naweek op 'n dag. Hulle kan nie vinnig genoeg sekere goed doen om by die studies uit te kom. En dit is nie net hy nie, dit is reg oor die wêreld. Dis die trant waarin dit is. Mense is so uitgehonger vir die waarheid. En weet jy vanmôre, medebroeder, suster, Jafiste, bruid van Jafashua, ons almal is deel van die instrumente wat Jaffa gebruik om hierdie bediening in die wêreld uit te stuur en waar siele gered word. Waar siele gered word. Waar mense tot bekering kom, mense se lewens verander word. Nie mense die kerk join nie. Dis waar dit vir meeste kerke gaan. Dis hoeveel nuwe mense die kerk join, dat daar meer tieners inkom. Ek gebruik nou Engelse terme hierso. Hulle naam op 'n kerkregister kry. Nee, dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hier is nie 'n kerk om te join nie. Hier is nie 'n register nie. Halleluja. Dis waar mense totaal en al verlief raak op die bonatuurlike geopenbaarde woord. En nie genoeg kan kry van die evangelie nie. Die bonatuurlike evangelie van Jafashua nie. So hy sê, dat die gedagtes van die wyse maak sy mond verstandig. En ek wil vanmôre bid, Vader, maak ons in hierdie dag verstandig, om in die krag van die teenwoordigheid van die Ruach te funksioneer. Dat ons in hierdie dag 'n voorbeeld kan wees vir ander wie ons sien.
En maak nie saak wat ons pad langs kom nie. Ons anker is in Jahwe, ons Elohim. Ons anker is nie in ons materialistiese goed nie. Die woord sê die aarde behoort aan Jahwe en die volheid daarvan. Die aarde en alles behoort aan hom. En hy sê, die gedagtes van die wyse, die hart, maak sy mond verstandig. En vermeerder die leringe van sy lippe. Ons kan nooit ophou om genoeg te praat oor die leringe en die bonatuurlike geopenbaarde woord nie. Van dit wat daar uitvloei. Dit waar ek en u 'n getuienis is in die wêreld daar buitekant. Waar mense Jahwe in ons kan ervaar. In ons lewens. In ons leefwyse. Nie net wanneer ons by mekaar is nie, maar juis wanneer ons alleen is. En waar die Ruach HaKodesh teenwoordig is. Dis waar ons die produk van die vrug van die Ruach moet tentoonstel. So hierdie dag wat voorlê, kom ons wees die beste Jahwiste wat ons kan wees. En ons sê, geen toestand of enige omstandighede gaan ons van die spoor afbring, om in hierdie dag die vrug van die Ruach, van dit wat in ons gedagtes is, tentoon te stel, deur dit wat uit ons mond uitkom nie. Mag u geseën wees in 'n wonderlike dag hê, in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jahwe. Halleluja.